Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. En Arie, hierdie keer kan ons genadiglik in Afrikaans praat. Ek en jy het ons beste Afrikaanse Engels uitgehaal daar, na die Springbok wedstryd teen die Barbarians, om op ons Engelse kanaal iets te doen. Ek dink ons we spoke the tale very deliciously, soos jy gesê het, en baie goeie reaksie gekry. Hoe was dit vir jou? Bietjie sien die tergend. Ja, mens dink mos nou maar in 'n ander taal en dan maar daar's gelukkig baie terminologie wat in Engels eintlik makliker sê. Ek dink ons grootste uitdaging is grootliks as ek en jy praat in Afrikaans, dat ons probeer dink wat is advantage line nou weer in Afrikaans of Ja, breakdown. Allerlei lekker Engelse woorde. So dit is nie net in rugby nie. Ek weet daar's nou nog weet ek in boks, as to hit the canvas kon hulle nog nie uitwerk wat is dit in Afrikaans byvoorbeeld in boks nie, maar jy weet maar daar's baie woorde in Engels maar net wat makliker sê. Maar ja, het was lekker om 'n bietjie te kon praat oor die Springbokke weer. So dit was 'n voorreg. Dis 80 punte is baie punte, maar ek dink die konteks verstaan ons waarna dit gebeur het. Dit is mens maar kyk hoe die verdediging wat teen hulle is nou nie 'n geoefende verdediging nie. Maar ten minste ek weet nie of daar al varser nuus van Mostert is. Ek het nog nie varser nuus van hom gehoor nie, maar ek dink sy besering word nog ontleed. Hy is in die groep ingesluit ten minste. So hopelik is dit moontlik dat hy nog in die groep kan bly. Maar verder met almal daar om gesond uitgekom, soos ons gesê het in Engels, Pieter Steef de Tooy en daai manne wat 80 minute of bykans 80 minute gespeel het, was verblydend. Sia het ook gelyk of hy weer lus is vir rugby en Wiese was baie goed op 8ste man. So ek dink daar van die spelers wat ons lanklaas in aksie gesien het, was goed om te sien dat hulle lyk nie of hulle vir 'n lang tyd nie gespeel het nie. So ja, die wiele is aan die rol. Groot uitdaging wat kom in Engeland. Maar dit is lekker vooruitsig om hulle teen die Engelse, en dis lekker om hulle bietjie op hulle sparkant te vat. So ons speel hulle daar waar hulle nie vreeslik lus is om te speel nie. Dis vir my net baie interessant, jy weet, ons het letterlik 'n paar minute na die vletjie geblaas het ons daai video opgeneem, en ek dink die mense besef altyd hoe moeilik dit is om so kits reaksie te doen, as jy nou oor dink jy, want jy weet, jy sit en kyk die wedstryd, partykeer vergeet jy om 'n nota te maak, en dan sit jy nou daar en dan begin ek en jy nou praat, dit is 'n lewendige uitsending, nou moet ons sit en dink, wat op aarde, waaroor gaan ons nou praat, en natuurlik mis ons goeie, so as mense wat ons nou uitgehaal het, oor ons nou nie genoeg gesê het oor Faf nie, en ons het nou nie genoeg gesê oor ons senterpaar, is nou so swak gewees en alles, en die feit van die saak is mense, dit is 'n ding wat jy doen, letterlik, op die ingewing van die oomblik, dink jy soos die dinge gebeur, so ons sal later hierdie week 'n bietjie meer in diepte analise doen, so ja, verstaan tog net 'n bietjie die konteks, en terwyl ons daaroor praat, ek sien nou vandag weer iemand op Twitter, of op X, wat vir Brendan, of hy vat rugby joernaliste aan, en Brendan Nel het met toe baie goed geantwoord. Wat hy daar gesê het, al julle joernaliste daar buite, hoekom vra julle nie 'n bietjie beter vrae nie, jy weet, hoekom vra julle nie byvoorbeeld oor dit en wat en die ander nie. En toe sê Brendan nogal, verduidelik in 'n voorwerk perskonferensie, en ek en jy is nou alself, jy is al ou aan daarby, ek is nou nie so lank soos jy nie, maar dis nie so maklik nie. Daar's 10 minute wat jy kans het om vrae te vra. En nie almal kry 'n beurt nie. Daar's 45 mense in die perskonferensie. Dan word een vraag gevra, dan spandeer daar as jy 4 minute lank om jou vraag te antwoord, dan bly daar net 6 minute oor. Dis nie so eenvoudig nie, mense. So ja, ek sê maar net altyd die beste stuurman staan altyd in wal. Vertel 'n bietjie vir ons van perskonferensies wat jou ervaring is daarvan. Ja, ek ervaar nogal mense met die emosies in ag neem, weet dit is makliker as sê maar die tuisspan gewen het en jy dan 'n heel ander ritme as wat jy met 'n gesprekke rondom waarom het julle verloor of wat het skeef geloop ensovoorts. So jy neem maar die emosies in ag en baie keer is kaptein ook by, weet kaptein en afrigter het verskillende menings rondom dit ook baie keer. Maar ja, jy het maar 'n vraagie of twee wat jy op die voorgrond het, baie keer word jy al gevra voordat jy jou hand opsteek, en dan gaan mens maar ook na, jy luister ook wat gesê word in die eerste antwoord, so dit is, maar ja, ek dink al die joernaliste is redelik ervare al om die regte vrae te vra, dink ek, daarom, weet jy wil net vra nou, hoe voel dit, of weet, was jou reaksie van die wedstryd nie, wil hom so klein bietjie meer van die dinamika van in die wedstryd wat jy raak gesien het self, ook bietjie uitlig en daaroor praat. So ja, dit is 'n fyn een. Daar's van die joernaliste wat deur die jare wat ek al afgekom het wat maar altyd die eerste of die tweede vraag vra wat eintlik heel goed is daarmee. So hulle kry daarmee wiel aan die rol. Maar ja, ek dink daar sekerlik ek na aanleiding van 'n kommentaar sekerlik is daar hier en daar 'n swak vraag. Dit sal gebeur.
hindsight is a perfect science. So in 'n oomblik doen jy maar die beste wat jy kan. So as die media-konferensie klaar is, dan dink jy baie keer, ek kom miskien nog A, B en C ook maar gevra het, dit was miskien meer van konteks, maar is altyd makliker na die tyd, maar ek dink almal is dan redelik ervare en probeer daarom alles in ag neem. Ek weet die Britse media is baie meer direk, byvoorbeeld, so hulle sal baie meer persoonlik raak en jou aanvat en ek onthou toe die All Blacks verloor het teen die Springbokke in Kaapstad, was daar een of twee van die New Zealand media wat verskriklik hard was op Reiser en vir hom sommer links en regs hier so uit die heup uitgeskiet het, so dit gebeur ook. So mense probeer maar daai balans vind in die respek. Jy moet altyd onthou dat jy moet ergens weer 'n keer in 'n media-konferensie wees of weer 'n keer staan jy langs 'n oefenveld en jy so 'n bietjie hoed in die hand en moet 'n onderhoud voer met iemand. So jy moet nou nie jou brûe brand nie, maar ek dink dit is belangrik om die harde vrae te vra, maar jy moet die respek ook ten minste behou. Dit is ook belangrik. Wat is ook 'n gedagte met hou, die afrotter wil dalk nie noodwendig jou vraag antwoord nie. Want dalk gee jy iets weg of dan moet jy nou om die punt praat, jy weet, dit is altyd moeilik. En so ek sê jy kry nie kans om 'n tweede vraag te vra. Dis anders as byvoorbeeld by die bulle te sit want ons net 3 van ons in die perskonferensie. Die Springbokke is heeltemal 'n perd van 'n ander kleur. Daar's hopeloos te veel mense, dis 'n hele skare wat daar sit. So jy is baie gelukkig as daar 'n been na jou toe uitgegooi word en vir jou kansie gegee word om 'n vraag te vra. Maar nou ja, as jy sê, dit is altyd my grootste vrees. Ek het altyd 'n vraag in my kop en dan tyd wat hulle by my uitkom, dan is die vraag klaar gevra, dan moet ek op my voete dink en skarrel. Maar nou ja, ek wil net vandag met jou 'n bietjie jou ervaring gedeel daaroor. Right, kom ons gepraat nou van perskonferensies en vrae, hoekom het jy verloor? Die bulle het ons almal Vrydag aand vreeslike skooibrand besorg. Dit was nie lekker geweest nie. Ek het geskryf ook in my rubriek hierdie week op ons webwerf. Jy kry daai gevoel wat jy weet ons gaan verloor. So binne 'n paar minute na die wedstryd begin en dan weet jy, okay, hierdie gaan nie gebeur nie. En is daai smaak in jou mond, né, daai amper soos 'n yster smaak in jou mond. Dis ek kan daai gevoel nie verdra nie, maar jy weet waarvan ek praat hierso. Ja, nee, ons is dit almal, dit is die lekkerte van rugby en die sleg van rugby seker ook en ek vergelyk dit baie keer met daai as jy deur winter is en deur 'n koue aande al gaan rugby kyk het waar dan net 3000 mense gaan kyk of 2000 in reën en jy verloor en dan jy dan so 'n bietjie jou reg jy reg amper soos die Engelse sê you earned the right om daarom weer die ander te geniet as jy wen, maar ja, rugby maak ons seer en rugby maak ons bly en dit is sleg as jy vroeg ver agter is, soos in die Saterdag se wedstryd as 'n rustyd wat jy dit so kyk en dink ek weet dan nie of mense nou eers in die tweede helfte gaan terugkom nie, al was daar 'n goeie terugvegpoging teen Glasgow geweest, maar ja, dit is moeilik, is nie lekker om te verloor nie. Mense het nou 'n bietjie meer tyd gehad om terug te kyk ook en weer na wat gebeur het en wat kon gebeur het. Ek dink as een ding wat my oog gevang het is dat as mens die konteks vat van die semifinaal en die finaal, of eerstens as ek nog 'n trekkie teruggee, dat Leinster het nou 3 Suid-Afrikaanse spanne in 'n ry geklop. Dit moet hulle ook moet ons ook nou erken, sodat dit 3 keer vir ons seer gemaak. Daar was 3 keer daai smaak in die mond gewees teen Leinster, eers teen die Lions, teen die Stormers en toe teen die Bulls. Maar wat vir my indrukwekkend is, as ek kom ons sê maar 'n klein bietjie kan gee na Leinster se kant toe, is dat tussen die Stormers en die Bulls en daai 82 minute van rugby, 160 minute se rugby, is dit 7 punte en 11 punte is die beste wat die Stormers en die Bulls kon aanteken. So ek dink mense moet dit eintlik omdraai en Jacques Nienaber miskien kom ook 'n bietjie meer in spel as wat hy erkenning kry en ons weet hy's goed met verdediging. Maar dit is ook, jy kan net so goed speel as wat jy toegelaat word om te speel en Leinster het dit reg gekry om die Stormers en die Bulls veral nou Saterdag, Vrydag aand te weerhou van momentum, weerhou van punte om net 7 punte aan te teken. Ek weet daar was 1 of 2, daar's verseker 1 of 2 3 wat 3 was van die Bulls. Ek dink die telling is nie heeltemal 7 waardig en wat op die veld gebeur het nie. Dit is ook well documented. Maar ek dink dat dit is een faktor van Leinster wat ek dink mense krediet moet gee, is dat hulle die vermoë om jou momentum weg te vat en jou te weerhou van om in die regte kant van die veld te speel. Die Stormers moes ook erg baie verdedig, die Bulls het dieselfde uitdaging gehad, maar ek dink die groot verskil vir my Saterdag was dat die oomblik toe Gibson Park en Pendergast begin spasie momentum kry en voorvoetbal kry, het hulle geweldig baie opsies gehad en dit was die verskil geweest ook. So ja, dit is dinge wat mens kan regmaak, maar mens moet probeer uitwerk hoe kan mens vir Leinster meer momentum ontneem en hoe kry jy dit reg? So dit is seker nou die toets in die volgende jare. Dit is sterk span, sterk spelers, maar ek dink ons kom nader daaraan om die antwoorde te vind in hulle. Wel, hulle
hulle gaan nie meer dieselfde afrigter hê nie. Ek het net 'n boodskap hier van Paul Avenant afgekry. Leo Cullen gaan einde volgende jaar klaarmaak, einde van die 2027 seisoen. Hulle is besig om te Okay. kyk vir 'n vervanger. Letterlik dan net op my rekenaar opgepop terwyl jy gesit en praat het al. So ja, dis interessant. Ek dink gaan Jacques nie naby dat die hoofafrigter word. Nou kyk ek was klaar 'n bietjie upset geweest, ongelukkig geweest op Vrydag aand oor Jacques nie naby. Want asof hy daai bulle presies geweet het hoe hulle gaan speel, het presies geweet hoe met hulle tande te trek, het presies geweet hoe hulle in die lynstaande gaan speel. Dit voel net vir my asof Jacques nie naby 'n baie groot hand gehad het in daai verloorslag van die bulle, né? Wat dink jy? Ja, ek dink hy is baie werd vir hulle en hy was altyd baie werd waar hy was. In die tyd wat hy verdedigingsafrigter by die Stormers was dit die tyd waar die Stormers regtig baie goed op verdediging was en by die Springbokke dieselfde gedoen as hoofafrigter ook. So dit is ek dink hy verstaan dit, maar ek stem saam. Ek dink sy verstaan van hoe Suid-Afrikaanse spanne speel sal baie werd gewees het. So die 3 op die volgende naweke sou hulle baie met hom gepraat het oor wat om te doen en hoe om dit te doen. So ja, Jacques Nienaber sal heel waarskynlik as dit die geval is as Leo Cullen dan gaan. Dit was amper 'n geval gewees as jy kyk na die twee dat jy die gevoel gekry een van die twee gaan. Dit het mense indruk begin kry dat en ek het ook gekyk, daar was 'n stadium na die eindstryd se eindvletjie het die spelers so 'n bietjie hande gedruk en daar op die veld rondgestap en toe het hulle van Leinster se spelers gewys en RG Snyman en Jacques Nienaber het daar gesels en dit was opvallend dat Leo Cullen was eintlik op pad om in daai gesprek te wees en toe hy sien hulle so half na mekaar toe kom, toe hy sy rug eintlik so half op het gedraai en wegbeweeg. So ek kan my verbeel, maar dit het vir my gelyk in daai oomblik asof hy nie lus was om saam met hulle nou ook 'n drukkie te gee nie. Ek dink hierdie gevoelens is so lekker tussen hulle nie. Ek dink as baie meer wat in die raadsaal en agter die skerms gebeur het as wat dalk ook bietjie uitgelek het. So ek dink nie daai verhouding is te goed nie. So interessant wees hoe hulle nou 2027 gaan benader dan, want is nog 'n hele seisoen wat hulle moet oorleef in dit. Wat 'n effens 'n korter seisoen is as gevolg van die Wêreldbeker rugby, maar ja, jy wil 'n gelukkige omgewing daai. Dalk vind hulle mekaar weer dalk is dit baie keer het mense maar verskille maar dit is ek dink dis twee sterk persoonlikhede en sterk rolle, so dis altyd moeilik as jy hoofafrigter en direkteur van rugby het en wie's nou eintlik die ene wat eintlik soos hulle Engels sê, who's calling the shots op belangrike besluite. Ek dink spankeuses sal Leo Cullen waarskynlik die binnebaan hê. Ek dink hy sal sy span kry wat hy wil hê. Maar dalk in terme van hoe hulle speel en taktiek en daai tipe dinge gaan Jacques Nienaber dalk 'n sterker stem hê. Ja, nou kom ons kyk na die Bulls se afrigters onder Johan Ackerman. Het ingekom, hy het sy vinger alleen, hy kon niemand vervang nie. Ek praat van sy afrigters, hy kon eers die einde Desember dit doen met Neil de Bruin wat ingekom het en daarvan vir die hele seisoen omgedraai. Ek het so vlugtig met hom gesels na die wedstryd en nie op kamera nie en hy het net vir my gesê hy was so teleurgesteld, hulle het so uitgesien daarna, hulle was so reg geweest daarvoor en toe doen hulle presies wat hulle nie moes doen nie. En gee vir Leinster die kans om die wedstryd basies te domineer en dan is dit altyd moeilik om terug te kom. Nou wonder ek partykeer wees nou 4 eindstryde in 5 jaar, 3 in 'n ry. En dit is vir my gaan dit nie oor die afrigter nie. Ek dink ook nie dit gaan oor die spelers nie, want hierdie selfde spelers gaan speel in die Wêreldbeker dan wen hulle. Wat maak dat die bulle dat die eindstryd altyd 'n trappie te ver is? Wat dink jy is dit? Wat is die probleem daar? Ja, hierdie ene was 'n bietjie van 'n verrassing want ek dink ons almal het ook gedink dat 2 jaar terug of laas jaar se telling, groter getelling, was 'n een keer of 'n once off soos die Engelse weer sê. Ja, dit moet te doen hê met taktiek ook miskien meer as vermoë. As daai selfde spelers dan in 'n ander omgewing soos die Springbokke dan beter doen en ek dink Rassie Erasmus het eintlik so half en half in 'n media-konferensie het hy dit effens aangespreek. Hy het weer gesê dat hy's gemaklik met Pollard want Pollard het nog altyd vir die Springbokke goed gespeel. So jy wil nie hê dat daar moet suspisie wees dat Pollard net vir die Springbokke regtig altyd goed speel en dat hy hier en daar 'n wedstryd het wat nie goed is by die Bulls nie. Maar so Sasha Feinberg en Gumazula ook wedstryde by die Stormers gehad wat nie goed was nie. So ek dink dit is nie net 'n Pollard of 'n Bulls situasie nie. Miskien is dit 'n bietjie anders as 'n man na die Springbok aantrek, maar jy wil nie beskuldig dat hulle nou hulle alles en nog 'n bietjie gee net vir die bokke nie. Jy wil hê dit moet altyd die geval wees.
daar was in die verlede 'n suspisie, sterk suspisie dat van die spelers, veral van die Sharks spelers, die Springbokke het regtig nie goed gedoen in die Sharks stryd nie, en vir die Springbokke doen hulle weer baie goed. Op 'n stadium was dit dieselfde, ek weet na die Wêreldbeker wen in Japan het Siya Kolisi ook nie goeie rugby vir die Stormers gespeel nie. En as hy weer vir die Bokke speel, dan speel hy weer goed. So ek het vir die Sharks spelers wat ek miskien maar kan noem, het op 'n stadium vir my ook gelyk of Oxenche en Eben Etzebeth en Siya nie regtig op daai vlak gespeel het by die Sharks as wat hulle by die Bokke speel nie. So ek dink nie dat mense kan nou vir Pollard beskuldig dat hy nie Vrydag aand aangeskakel was oor hy nie Springbok try aan op sy kop gehad het nie. Ek dink in sy geval was dit dat die tipe bal en momentum wat hy weer gekry het was omtrent niks wat hy mee eintlik kon doen nie. In vergelyking met wat Pentekras gekry het. So van 'n 9-10 as jy baie druk op jou voel heeltyd, dan is jy heeltyd miskien bietjie meer defensief en jy kan nie lekker speel nie. So ek dink is taktiek, as jy my vra wat is die verskil dalk, dit is dalk takties wat mense moet bietjie harder werk. Jy's nie net 'n enkel afrigter, jy het 'n span afrigters. Johan Ackerman groei ook daarin met sy nuwe afrigtingskorps rondom hom. So takties moet 'n mens net probeer dink hoe mense dit benader, weet. Ek weet Australië baie keer as ons teen Australië gespeel as ek my so voorbeeld kan gebruik, dan weet ons is eintlik beter voorspelers as hulle, ons skram eintlik beter as hulle, ons is sterker en fisieser, maar dis asof hulle altyd met 'n snaakse plannetjie of 'n ding gekom het en dan ontwrig hulle hier en maak dit dan anders aan die ander kant en so. So takties moet mense in rugby ook maar bietjie miskien meer daarna kyk. Ek weet die skram dinge was onder die vergrootglas wat ons ook oor gepraat, weet, skram vat Ierland se Leinster voor hy is hulle geneig om nie die impak te vat op die skram nie, of not to take the hit, so weer 'n Engelse term. Skram hulle skuins in, is daar weet jy, daar's allerlei goedjies wat inkom en maar ek dink is takties. So takties met al die Suid-Afrikaanse spanne miskien kyk hoe ons teen hulle speel. Die Stormers het hulle nou weerhou van punte, maar dit was heeltyd nou eintlik deur baie goeie verdediging, maar dit is die Stormers is ook weerhou om momentum te kry en baie te speel. So hulle kon ook net daai 11 punte aanteken, soos ek gesnoem het. So ja, ek neig meer so af na Leinster. Is takties dalk nou so bietjie beter gewees in dit en het verstaan hoe hulle kan speel en hoe hulle jou weerhou. Ek dink die groot ding, dit is my laaste punt op dit miskien. In rugby is maar groot rede of die groot doel is maar om die ander span soveel as moontlik te weerhou om na hulle sterkpunte te speel. So jy weet wat hulle sterkpunte is en ons weet momentum is 'n groot deel van Suid-Afrikaanse rugby en fisies en oor die voordelyn kom. So as jy dit kan ontneem op 'n manier en dis wat Leinster reg gekry het. So mense moet net kyk weer na daai video so 5 keer en net probeer agterkom wat het hulle regtig gedoen. Een ding wat die Bulls weer aandag aan kon gee is daar was ten minste 3-4 lynstaande wat die Bulls verloor het, wat hulle baie momentum verloor het. So dit is iets waarna jy kan werk en wat jy nie moet verloor nie. So daar was hulle ook hulle eie grootste vyand dalk, of was hulle verseker. So dit het nie gehelp nie en almal het ook daar genoem dat daar was skram voordeel, maar daar was nie dat jy daai reward gekry het nie. Daar was nie so baie strafskoppe in die skrams as wat gewoonlik jy sou kry nie. So dit alles speel daarop in en ek wil nou nie teruggaan te veel na Vrydag aand nie, maar ek het nog steeds nie heeltemal seker hoe daai eerste 3 toegelaat word na aanslaan en daar was nie eintlik voordeel voordat Pollard bal agtertoe. Ja. So dit het ook klein goedjies wat op die ouens hier terug ek kan sê, maar daai 3 maak 'n groot verskil. Die Bulls is besig om te speel in hulle helfte. Eweslik druk hulle 3 op met voordeel. Ja, met voordeel. Ja. Ja, so dis klein goedjies wat momentum swai en momentum swai het 'n sielkundige effek en so ja, maar ek dink takties met Suid-Afrikaanse afrigters dalk net alles weer so bietjie na kyk en leer uit hierdie wedstryde. Net so vinnig te praat van takties. Ek dink die verdediging is nog 'n bietjie onder verdenking want weer daai 2 geel kaarte, beide Willie Leroux en Caden Moody was uit posisie uit en moes probeer om die bal af te klap want daar was altyd 'n man oor aan die buitekant. Hulle was op die verkeerde plek. En ek is nog glad nie 'n kenner van verdediging nie, maar ek dink daar is 'n bietjie van 'n probleem daar. Sommige moet kyk. Dit hulle laat my kyk na die verdedigingsstelsel. Ja, ekskuus, ek praat nou so op jou hand. Ek dink wat Skalk Burger gesê het, rustyd en na die wedstryd is miskien wat hy in die ateljee gesê het, is en hulle verstaan dit. Hy het gesê daar was vir hom daar was nie defensive pressure nie, daar was nie
kom ons met die lynspoed of die verdedigende lynspoed was bietjie swak en hulle het heeltyd agter daai driehoeke gemaak en agter mekaar gespeel. Maar as jy vir Pendekaars daai spasie gee en dan het jy heeltyd die opsies, ek kan iemand kort speel of ek kan agter speel en dan het jy baie momentum, dan is dit moeilik om te keer. Maar die verdediging was ongelukkig uitgewys. So dit is dis iets waar mense ook kan aandag gee, ten minste iets wat jy kan regmaak, maar hulle het verseker 'n paar keer as hulle so agter mekaar gespeel het, weet as een of twee spelers vat die bal op en speel agter hulle en dan is daar spasie aan die buitekant. Die verdediging sal ook aandag moet kry. Die ander ding is natuurlik die kopspeletjies. Jy weet, dit gaan baie oor wat in die ouens se koppe aangaan. Jy weet, as die skouers begin hang en die koppe begin sak, dan raak dit 'n probleem. Soos ek sê, die skeieregter het laat daai 3-2 nadat hulle voordeel gehad het wat hulle nie die voordeel kon kry nie. Dit voel onregverdig. Nou ja, dis 'n eindstryd, jy moet terugveg, maar dit is nog steeds nie lekker nie en dan druk ons 2-3 waarvan ek dink dit was al 2-3 gewees. Harold Foster was oortuig gewees. Tot die Ierse kommentators gesê dit was 'n 3 gewees en tog het hulle dit nie toegeken nie en dan natuurlik daai aangeef van Kane Moody was as jy van die ander hoek af kyk, die bal het agtertoe gegaan en toe begin in die lug het die bal weer begin draai, het amper getol en toe begin vorentoe gaan. So dit was nie vorentoe aangegee, was agtertoe uit die hand uit. Dit was ook 'n 3 en dit kon 21 punte beteken vir die Bulle op die tellbord, dink was 29-21. Dis 'n ander situasie. Ons het teen Glasgow gewys ons kan uit die dode uit opstaan. Ek dink tog dit het die kop ding is 'n groot ding as wat ons besef. En as ek nou een van die Bulle was en ek is nou nie, maar ek sou regtig baie hard gewerk het om die manne se kopspasie meer enigiets anders te aan te spreek, as jy my vra. Ja, dis klein marges en ek kan miskien uit die Kaap uit met minder emosie daai praat as wat uit Pretoria gepraat word, maar weet uit die Kaap uit as jy dan kyk, die eerste helfte was so 'n droë wedstryd en toe net mooi toe die tweede helfte begin dit nou weer reënerig raak en nou moet jy opvang. En daai eerste 3 is twyfelagtig, so dit is een wat mens kan sê en dan op 'n ander dag skop Pollard daai laaste bal voor rustyd 5 minute van die hoekvlaggie uit en jy dryf oor en jy gaan druk 'n 3 en jy's 7 punte nader. Met rustyd heel ander benadering wat jy in die kleedkamer indraf. So dis klein marges, weet en daar Pollard ongelukkige fout gemaak en dis water onder die brug. Verskoon tog, maar op 'n ander dag weet werk dit weer vir jou uit. So ek dink nie dit is radikale verskille nie, dit is klein goedjies wat mense kan terugkyk en sê dit is nie voel nie vir my regtig of dit 36-7 telling regverdig nie. Weet daar's te veel goed wat daar op die veld gebeur het wat dit heeltemal 'n 36-7 maak nie. Maar dit gaan nou op die tellbord staan en dit sal motiveer vir volgende jaar, maar ek dink daar is tog goedjies. Ek dink Leinster nog steeds op die dag was beter, so ek dink gee hulle dit. Ek dink hulle het goeie rugby gespeel, hulle was takties goed, goed uitgevoer, Gibson Park en Pendergrass was goed, en die voorspelers was ook goed. So daai stitte het my verras, want ons het daaroor gepraat Vrydag. Ek het gedink dat daar gaan baie meer druk op die loskoppe wees, op albei van hulle. Daar was druk op hulle, maar hulle het op 'n manier dat hulle die bal teruggekry en daar was nie regtig strafskoppe nie. Selfs die 20-jarige ou wat opgekom het in die tweede helfte kon vir Wilkom min of meer hanteer. So dit was daar was meer druk op hom, maar daar was nie eintlik vreeslik baie strafskoppe nie. So ja, dit gee Leinster daai krediet. Hulle was takties, was hulle goed geweest en maar ek dink mense kan leer uit hierdie ene. Ek dink ons hulle gaan dit derde keer reg kry nie. Wat ons ook geleer het is ons moet op 'n manier met Suid-Afrikaanse spanne nommer 1 op daai lys kom. Hierdie eindstryd moet ons in Suid-Afrika meer speel. Weet daar was nou daar was 'n eindstryd wat in die Kaap was een op loftes, maar om Leinster 2 keer daar te gaan speel is uitdagend. Hulle moet bietjie hiernatoe kom. So dit moet een uitdaging wees vir die Suid-Afrikaanse spanne met hulle alles nog 'n bietjie gee vir te mekaar nou maar doen wat hulle doen, maar een van die Suid-Afrikaanse spanne moet ten minste probeer eerste eindig op daai lys. Net so vinnig mense, vir my kennisstrek was Wilco siek geweest voor hy op die veld gegaan het. Ons het gesien hy het baie siek geword op die veld. Ek gaan nou maar eufemisties praat daaroor. Hy was nie op sy beste nie, maar hy was vasbeslote om te speel. So dis die eerste ding. Die ander ding wat ek net wil sê ter afsluiting en dit steek my dwars in die krop, dat die mense wat so op die sosiale media spring en in hierdie arme spelers en afritters se karakters inklim. Niemand gaan speel in 'n eindstryd om te verloor nie. Niemand gaan speel swak, aspres of doelbewus nie. Mense, tel net jou woorde baie keer. Jy weet, dis nog steeds mense aan die ander kant van jou sleutelbord waar jy kan dink en sê net wat jy wil en dit begin my al hoe meer pla, hierdie
asof mense net vrye teels het en daar's geen perke wat jy kan sê watter name jy mense kan noem nie. Alles wie gee jou die reg om daai tipe goed kwyt te raak? Jy weet, ek's net vir my interessant. Ek wil nie te veel daaroor verder sê nie. Kom ons praat gou oor die Springbokke. Ons het vinnig daaroor gepraat. 'n Paar goeie vertonings. Vir my die heel opvallendste was gewees, Faf de Klerk was in die Springbok span, maar hy is nie in die Springbok groep nie. Kom ons praat oor daai Springbok groep. Ons het nou reeds gepraat oor wat in die wedstryde gebeur het. 'n Paar nuwe name, vir as jy die net bietjie weier begin span het en 'n paar name wat nie meer daar is nie. Vir my persoonlik die grootste terugslag en teleurstelling is die feit dat Elrich Lou nie daar is nie. Ek wonder nogal bietjie daaroor, maar wat dink jy gedink van Rassie se span wat hy weer eens amper 12 uur Saterdag aand bekend gemaak het? Hy het 'n bietjie vroeër gegaan. Hy het geweet wat hy wil doen en hy het dit aangekondig en ek dink hy het nie nuwe dinge dalk gesien tussen die Barbarians en die SA span wat hom andersins oortuig het nie. Dis miskien 'n gaapetjie wat hy vir homself sou los. Hy het die reg gehad om te sê ek wil nog slaap oor 1 of 2 dalk as daar manne was wat dalk te swak gedoen het of te goed gedoen het, maar min of meer wat ons verwag het en ek stem saam met jou, daar is hier en daar spelers. Elrich Lou is een speler wat ek dink ongelukkig is. Ek dink in die manier wat hulle die span ook aangekondig het deur die Springbokke, daar's 'n groepie wat aangekondig is as utility forwards, veelsidige voorspelers en Pieter-Steph du Toit is in daai ingesit. Ek dink ook hy sê een oog so half op Franco Mostert se besering dalk of enkel of is hy beseer of is hy nie in die slotte, baie slotte wat beseer is. Ek dink MW dat daar is dalk 'n argument dat met Pieter-Steph du Toit wat dalk ook slot oorweeg kan word om dan na Ben Jason Dixon te gaan wat so bietjie meer nader aan Pieter-Steph du Toit tipe speler is, bietjie ook 'n lynstander opsie, bietjie langer ook kan slot speel, dat hy dalk miskien die keuse gekry het bo Elrich Lou. Dit is miskien, ek dink dit was tussen hulle twee waarskynlik vir daai posisie. Maar miskien het dit 'n effense rol gespeel. Dit is moontlik. Die res van die span, ek dink ten minste kan die wêreld nou sien daar's nog 'n stit wat groter bobene het as Wilco Lou en so hulle het gedink dat Wilco Lou het groot bobene en nou gaan hulle vir Carlos Sade ook in aksie sien. So hulle regtig sien hoe lyk vaskopstit met groot bobene. Maar dit is lekker om hom ook daar te sien. Ek dink in die vaste 5 is daar nie te veel verrassings nie. Miskien Riley Norton wat ingekom het as 'n baie jong slot wat ook op die utility kant ingesit is. Om hom blootstelling te gee, maar weer eens ook is daar baie beserings. Faf de Klerk het jy genoem. Dit is duidelik dat hy het 'n klomp lekker kwiksilwer vinnige skrimskakels daarin. Almal is van jantjies na papier en na Williams, almal is en Reinig eintlik ook is kleiner vinniger spelers wat skrimskakels. Dis nie soos Hendrikse wat 'n groter tipe skrimskakel is nie. En so Faf was ongelukkig miskien daar. Ek dink Faf het sy plek verloor miskien oor dat Kobus Reinig herstel het van sy besering en weer teruggekom het. So hy het daai ervaring terug daar en dan het hy van die ander manne wat so 'n bietjie minder gespeel het. So ja, daar's genoeg krag en daar's genoeg van alles wat ons nodig het daar. 6 nuwelings soos jy gesê het, Busie Moyo daai die agterspelers of nie loskakel wat hom ook beïndruk het. Spelers vir die toekoms natuurlik. Koen Hon het sy veelsidigheid het hom ook in die groep ingebring. So ja, daar's ietsie van alles, maar daar is 'n paar ongelukkiges. Maar ek dink is nog nie verlore nie, weet die aard van rugby is daar's altyd hier en daar 'n besering. So ek dink van daai spelers soos Elrich Lou mag dalk nog hier teen die All Blacks weer in aksie wees. So dit is nie onmoontlik nie. Wel, interessant genoeg. Jy het gesê tussen die SA span en die Springbokke se het dalk nie te veel gehad om sy oog te vang nie, maar Jaco Williams het byvoorbeeld direk van die SA span in die Springbok groep ingestap. Dis 'n goeie ene. Busie Moyo het my beïndruk. Ons is almal bekommerd wat gaan gebeur as Sasha nou beseer is wat hy nou wel is. Nou is dit net Mali en Andre is van vorm af. Hier kom Busie Moyo. Nou ek weet hy het laas jaar onder die junior kampioenskap en alles baie goed gedoen. Maar Jessie, dis nou vir jou 'n bietjie van 'n verrassing en ek is baie beïndruk met hom en natuurlik Carlos Sadi. Net so vir die mense wat heeltyd vir my sê die bulle moes vir Carlos Sadi geteken, die mense die bulle het vir Carlos Sadi geteken, toe raak hy ernstig beseer en toe koop Bordeaux om terug en hulle het vir sy rehabilitasie en alles betaal. Hy is nie 'n opsie om terug te kom na die bulle toe nie, net sodat julle almal vir eens of vir altyd daai argument gaan bære. Kom ons los dit nou maar daar. Natuurlik Harry is natuurlik hy dans seker in die strate want sy groot vriend of groot ou wat hy baie tyd het vir Ruben van Heerden het dit uiteindelik gemaak. Hy is in die groep, né? Die slotgeleerders is lekker uitgedin, maar dis nou een ou wat hard probeer het en aanhou probeer het en hier is dit nou, hy's beloon.
Ja, en hy is ook eintlik in die SA span dink ek het hy gespeel wat hy na die groot groep toe oor is en ek dink 'n eerlike harde speler en wat goed gedoen het. Hy het so bietjie daar was frustrasie geweest in 'n Kondag-wedstryd wat hy 'n afskop haar net teruggekom het van 3 maande besering en toe met 'n dadelike afskop. Toe mis hy die afskop en toe Kondag 3 gaan druk en daai netjie was so bietjie by hom gespook, maar dit is iets wat hy reggemaak het in die volgende wedstryde weer, maar ek dink hy's 'n goeie lynstaan, hy's ook 'n lynstaan roeper, hy's 'n goeie lynstaan opsie, hy's fisies, hy's hard. Ek het al voorheen gesê ek hou van 'n slot wat daar van Pretoria van Affie se rigting af kom, so hy's een van hulle, dis altyd 'n harde man wees en so dit is vir hom om te sien. Ek is nie seker of hy nou dadelik in die begin 23 gaan wees nie as jy kyk wie in daai groep is. Ek weet dit is 'n groot groep wat gekies is, so ek dink nog steeds Loten en Etzebeth en sal waarskynlik in die binnebaan wees om te begin as slotte natuurlik en Mostert is ook nog daar en natuurlik Norke is daar. So jy het daar al klaar 4 slotte wat ek nou genoem het wat waarskynlik voor hom sal wees, maar ja, lekker om te sien hy's daarin en lekker talent wat deurkom, jong talent. Riley Norton ook, weet ek dink hy so jonk hy is. Gewoonlik kry jy agterspelers wat op daai ouderdom meer in spel is. Jy kry nie sommer slotte en stitte wat op 20 al in daai groot rugby speel nie. So ja, dit is 'n goeie balans. Genoeg om my te kies om teen Engeland te speel. So ek dink is 'n sterk span. Ja, Engeland kom natuurlik hiernatoe en hulle groot name daar, hulle groep is Bernard Jansen van Rensburg. Hy is toe nou uiteindelik is hy nou daarin. Nou ja, ek weet nie, ek weet net, voel altyd net vir my lekker nie, maar hy mag gelukkig nie teen die Springbokke speel en ek voel maar net gelukkig, het sal nie lekker wees om hom te sien speel teen die Springbokke nie, maar ek vroeër meer gewoond geraak het aan. Hy kan eers die 8ste Julie blykbaar vir Engeland kwalifiseer. Maar die Springbokke dink ek het 'n makliker Julie maand voor hulle. Speel Engeland, Skotland en Wallis. Ek sien die All Blacks moet speel teen Frankryk, Italië en Ierland. Dit is 'n bietjie van 'n taaier uitdaging, hoewel Frankryk waarskynlik hulle B-span nou weer eens gaan speel of gaan stuur. Maar die All Blacks uiteindelik het Dave Rennie as 'n groep bekend gemaak en soos verwag Arie sal weer sy kaptein en hy gaan sy kaptein bly. So as kom ons Kolberg terug na sy besering. So dit is 'n nuwe ene daai of dis nie 'n nuwe een nie, is nie verrassing nie, maar dit is nou vasgemaak. En natuurlik 'n hele klomp nuwe spelers, ouens wat hulle hande opgesteek het in die Super Rugby seisoen. Ek ken nie regtig daai name nie en hulle is te lank vir my uit te spreek. Maar die een wat in die oog gevang het is Ruben Love, die lofskakel wat saam met Damien McKenzie en Bowden Barrett skielik daar is. So ja, ek sal graag wil sien doen die All Blacks in Julie maand, want natuurlik net direk na Julie, so die tyd vir die greatest rivalry tour. Ek sien ons nou begin dophou wat gaan aan daar in Nieu-Seeland. Ja, en ons het minder oor dit die Suid-Afrikaanse spanne nie so teen hulle speel soos in die verlede nie, dan is daar van die name wat mense nie meer begin ken nie. So mense moet maar van die ander wedstryde wat in die Australiese spanne gekyk het in hulle Super Rugby om te verstaan wat daar aangaan. Ek dink Nieu-Seeland sal altyd 'n sterk span hê, sal altyd sterk spelers hê en 'n nuwe afrigter. Piet Rennie sal nou met 'n nuwe besem vee. So daar is 'n paar nuwe gesigte. Die vaste 5 is nog steeds maar die gebruikelike grootliks die gebruikelike wat ons ken. Daar's 'n paar nuwe flanke wat ingekom het. Setiti is ook weer daar terug. Soos jy gesê het, nuwe loskakel en 'n paar vleuels wat dit nie gemaak het nie. So die sterk span. Leonard Brown en nog steeds vir Proctor en vir Barrett op centers. So dit is spelers wat Suid-Afrika ken. Daar's nie so vreeslik iets niets tussen 9, 10, 12 en eintlik agter ook, jy weet, dit sal Will Jordan en daai ouens wees en wat jy agter speel, vleuels is miskien wie hy kies, maar Xavier sal weer inkom, Setiti waarskynlik op 8ste man, so dit is Terrell Lomax en daai manne in die voorry en Cody Taylor, so daar's baie van die spelers wat ons nog geken het van verlede jaar, wat nog steeds daar sal wees, 3/4 van hulle, maar daar sal so hier en daar 'n nuwe man inkom, soos wat Rennie maar sal gemaak het, maar is 'n lekker vooruitsig, maar ja, sal eintlik hartseer wees as Frankryk nie hulle beste span stuur nie. Ek kan nie dink dat Engeland nie hulle beste span gaan stuur na Johannesburg nie, so dit is vreemd altyd. Ek weet hulle moet nou heeltemal na die ander kant van die aardbol vlieg, maar ek dink hulle moet daai kompetisie meer respekteer. Hulle het verlede jaar het hulle mos in afloop 3 toetse daar gaan speel met sogenaamde B-span. Eintlik heel goed gedoen in die konteks, maar mense wil eintlik hulle moet maar hulle heel beste stuur om reg te doen aan daai kompetisie.
En dan Ierland het hier na 'n besering. Ek weet dat Kylan Dorris is beseer op na die eindstryd, so hy gaan nie saam toer nie. Maar Ierland sal nog steeds 'n sterk span hê wat gaan speel. So daai gaan hulle ware toets wees. Hoe gaan Ierland teen hulle speel? Het voel vir my of Ierland se rugby span beter speel as hulle donkerblou aan het. Dit is asof hulle as hulle begin groen aantrek kan sukkel hulle bietjie. So ons moet maar kyk of as hulle volkslied sing of hulle beter vaar as wat hulle in Leinster trye speel, maar dit is 'n lekker vooruitsig, maar ja, Suid-Afrika sal ook met wakker slaap. Ek dink Wallis is 'n bietjie beter as wat hulle was die vorige jare, 'n nuwe afrigter, en Skotland weet ons is goed. Hulle het goeie Edinburgh, tussen Edinburgh en Glasgow Warriors is daar goeie spelers, en dan Engeland gaan met alles en nog 'n bietjie kom. So belangrike eerste een, albei spanne gaan effens koud wees. Bedoelende ons daar gaan nie regtig woeste voorbereidings wees nie. Engeland het onlangs 'n 6 nasie gespeel. Dit is onlangs, maar dit is nou ook intussen by 'n klomp maande wat verbygegaan het. Die Bokke het laas eintlik in November as die eerste keer se Bokke gespeel. So die eerste toets op hulle spark teen Engeland is albei nog so effens moet maar lou en koud in terme van hulle voorbereiding. Maar dit is 'n goeie ene vir die Springbokke wees om so die Engelse sê 'n statement te maak. Wel, ek sien die Franse spanne speel op die 27ste Junie en hulle top 14 finaal. Dis hoekom hulle nie week daarna in Nieu-Seeland kan gaan speel met hulle beste spelers nie. Dis presies wat laas jaar ook gebeur het. So dit lyk my dit gaan Toulouse wees teen Montpellier op die 27ste Junie, Frankryk. So ja, die twee topspanne. Bordeaux is natuurlik nie daar nie. Bordeaux die Europese kampioenskap titel gewen, maar ja, net interessant net vinnig net terug te kom voor ons klaarmaak oor daai Springbok span. Daai utility deel, daai utility forwards, is 'n interessante name wat daar is vir my, soos jy gesê het. Riley Norton is 'n utility speler, Marcus van Staden, ons weet hoekom hy kan Haker ook nou speel skielik. Jan Hendrik is 'n stit en Haker. Kobus Wiese, ook 'n utility speler. Hy gaan seker ook weer 7 of 8 speel en hy's natuurlik 'n 4. Ja, dis my interessante dinge. Ek dink natuurlik Vincent Setsuka is die ou wat vir Eldrich Louw uit die span uitgehou het, as jy my eerlike opinie vra. Ek het net so gevoel, hy was ook kaptein gewees vir SA, natuurlik duidelik het Rassie 'n hoë opinie van hom, maar ja, soos ek sê, dis te vroeg om te praat. Ons gaan met Frankie Smit praat direk daai wedstryd na die Engeland toets, voor die Skotland toets in daai week, so bietjie hoor dit te sê het wat die Springbok gedoen het in Engeland. Natuurlik, hy ken Skotland baie goed, hy speel waarskynlik die volgende Skotse afrigter, so dis 'n groot slag wat ons geslaan het daar, sien uit om te hoor wat hy te sê daaroor. So Arie, ek dink ons is soort van klaar vir vandag. Ons gaan weer volgende week gesels as ons weet wie gaan nou speel teen Engeland. Ek sien uit daarna. So hierdie naweek natuurlik geen rugby nie, behalwe natuurlik na die top 14 wat ons nie kan kyk in Suid-Afrikaanse rugby nie. En ons het nie op televisie nie. Maar nou ja, dit is lekker, dankie Arie. Dit is heerlik en ek dink Franco kan vir ons dalk die lekkerste of die beste antwoorde gee wat hy dink in die eindstryd gebeur het en waarom Leinster 2 keer in die jaar gewen het en hoe mens hulle kan klop. So is lekker wees om daai vragies dalk op sy voorgrond te sit. Hoor wat sê hy? Sal lekker wees om weer 'n bietjie Springbokke te praat. Ons almal weer verenig is agter mekaar vir 'n verandering. Sal lekker wees om weer om hierdie groot teleurstelling te kom van die Bulle ondersteuners, van die Stormers wat dit ook nie gemaak het in die semifinaal nie. Ja, dis nou tyd om vorentoe te kyk, tyd vir die Springbokke. Lyk tyd vir lekker internasionale rugby, dankie tog. En ja, soos ek sê, Rassie speel altyd met ons kopspeletjies. Ons weet nie regtig hoe volgende week gaan uitspeel nie. En daarmee bedoel ek wanneer ons die span gaan hoor of nie gaan hoor nie, of dit weer 11:00 die nag gaan wees. Ons is altyd op ons tone, hou ons fone dop. So ons sal rondom daai tyd met julle weer gesels, mense. Baie dankie Arie, lekker soos altyd. Absoluut, lekker dag, bye bye.